Wat 'n voorreg om saam met julle te wees, dankie. Dankie vir die aanbiddingsspan, dit was regtig aangrypend. Terwyl Sakkie nou hier mooi verhaal vertel het van hierdie ou oomie, het ek gedink aan dit wat ek hierdie week gehoor het, wat my vrou vanoggend ook weer vir my aan herinner het, van hierdie oomie van 92, 'n boer wat met beeste boer, en toe het een van die beeste om die in die week 'n bietjie gegaffel. En toe jaag hulle met hom omgeval het toe, en hy was toe nou redelik ernstig beseer, en hulle sit hom dadelik in die hospitaal, en sit hom dadelik op 'n drip, en met hierdie suurstof. En nadat die dokter hom 'n bietjie ondersoek het, sê hy, maar jy moet ten minste 48 uur op suurstof wees. Jou beserings is regtig ernstig. En na die 48 ure het die oomie nou so mooi herstel, dat hulle hom toelaat om huis toe te gaan. En soos wat dit nou maar gaan, die van julle wat al by die hospitaal was, voordat jy nou uitgaan, moet jy nou maar eers die rekening betaal. En hy kry toe die rekening, en toe sit $6,000, hy was toe daar in Amerika gewees, $6,000 wat hy toe moet betaal. En onmiddellik begin die oomie te huil. En die verpleegstertjie wat daar agter die toonbank staan, sê, nee oomie, dis dan nou nie so erg nie, ons kan dan regtig hier 'n plan maak, dat jy 'n bietjie minder betaal. Nee, sê die oomie, jy verstaan verkeerd. Ek huil nie oor die $6,000 wat ek moet betaal vir hierdie tyd en vir die suurstof wat ek hier gebruik het nie. Ek huil oor die feit, ek is 92 jaar oud, en elke liewe dag van my 92 jaar het ek suurstof van my God gekry, gratis en verniet. En hier moet ek vir 48 uur se suurstof $6,000 betaal. Ek huil oor die feit dat ek nooit besef het hoeveel werd die suurstof was wat ek elke dag van my lewe verniet ingeasem het nie. My gebed is dat die Here hierdie tyd waarin ons is, hierdie feestyd, ook 'n tyd van nadenke in jou lewe sal maak, wat jou net weer opnuut sal laat nadink oor die goed wat ek en jy elke liewe dag uit die hand van ons lewende God ervaar en ontvang. En dit gaan by ons verby sonder dat ons daarvan bewus is. My voorreg vanoggend is om in die naam van hierdie lewende, enigste God vir jou vanoggend te sê, vrede vir julle. Vrede vir julle. As julle Hebreeus sprekend was, het ek dit so gesê, Shalomecha, Shalomecha, Shalomecha. En as jy Grieks was, soos wat Jesus daar op 'n paar plekke in die Nuwe Testament vir sy disippels gesê het, byvoorbeeld Johannes 20, vir sy disippels gesê het, Irene, humen, in Grieks. Irene, humen, in Grieks. Irene, humen, in Grieks. Vrede vir julle. Vrede vir julle. Ek weet ons herdenk in hierdie tyd, jy kan maar die dingetje aansit, ek weet ons dink in hierdie tyd aan die geboorte van Jesus. Maar ek het gedink om die tema te maak vir vanoggend se boodskap, en dis wat God vir my gesê het om vir julle te sê, vrede vir julle. En as jy regtig gehoor het en verstaan het, wat ek vanoggend vir jou gesê het, dan gaan jy ook die tweede sinnetjie verstaan. Gaan nou,
en gaan bedien hierdie vrede aan 'n wêreld daar buite. Daarom gaan ek jou nie heel eerste vat na die gebeure daar in die begin nie. Heel waarskynlik so September maand 3 voor Christus. Ek gaan jou nie so intoe onmiddellik vat nie. Ek gaan jou eers vat na die 12de April 30 na Christus. Ek wil hê jy moet die datums hoor. Want liewe vriende, dit waaroor ons in hierdie tyd vir ons kinders vertel, dit waaroor ons vir mense daar buite kan sê, vrede vir julle, is nie stories nie, en mag ons nooit in die Kerstyd vir ons kinders hierdie verhaal vertel, van 'n babietjie in 'n krib, asof dit net 'n storie was nie. Liewe vriende, dit was nie net 'n storie nie. Die lewende God het 'n mens geword en ons op aarde kom besoek. Omdat hy ons so lief gehad het, dat hy nie wil hê dat een van ons verlore sal gaan nie. Dat nie een van ons nie die vrede sal ken wat hy vir ons kan gee nie. Daarom het God 'n mens geword in Christus Jesus. En op die 12de April, daai Sondag aand, 3 dae nadat die disippels daar op Golgotha moes staan en kyk, hoe hulle Here, wat hulle geglo het God was, wat mens geword het, die Messias, hoe hy daar aan 'n kruis gesterf het. En hulle verslae saam met die skare moes wegstap. En moes hoor hoe hy daai agtermiddag deur 'n paar mense begrawe is in 'n nuwe graf. Daai Woensdag middag aand rondom 5:00. En vir 3 dae was hy in die graf. En skielik, daai Sondag aand, soos Johannes 20 ons vertel, staan hy skielik tussen hulle. Daar is dit op die skerm, Johannes 20 daar van vers 19. Daai Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus skielik tussen hulle gestaan. Maar nie hierdie keer, as die klein babietjie wat gebore is, 33 jaar gelede nie. Maar as God, die Seun, die nuwe koning van hierdie aarde, die opgestane Here, het hy skielik daar tussen hulle gestaan. En hy sê vir hulle, soos wat ek vir julle gesê het, vrede vir julle, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en sy sy. Onthou julle, waar die spykers deur was, en die spies van die soldaat ingesteek is. En die disippels was baie bly om die Here te sien, en skielik weet hulle, dis hy. Dis soos wat hy gesê het, soos wat hy beloof het. Hy gaan opstaan na 3 dae, nadat hulle hom gekruisig het. Dis alles waar. Dit wat hulle geglo het oor hom, is werklik waar. God het 'n mens geword om vir ons te sterf aan die kruis. Dis alles waar wat ons geglo het.
vrede vir julle, sê hy weer. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle, en dan sê hy vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Want sy ander naam, behalwe Messias, Verlosser, Here, Koning, is ook doper met die Gees. En hy weet, vir hulle om te gaan, en om in 'n wêreld te gaan sê, vrede vir julle, het hulle die bonatuurlike krag, bekragtiging van God die Gees in hulle nodig. Sodat God die Gees, die woord wat hulle gaan spreek, hulle getuienis gaan gebruik om lewe te bedien, om vrede te bedien aan elkeen wat dit hoor. Want uit eie krag, soos wat ek nie vanoggend regtig as 'n mens, as gewone Christus, vir julle kan sê vrede vir julle, en julle verstaan wat ek sê, kan ek dit nie doen anders as deur die werking van God die Gees nie. As God die Gees self kom en daai woord, vrede vir julle, in jou lewe 'n werklikheid kom maak, vir jou iets maak, wat jy begin beleef, wat jy die impak van verstaan, wat jy die betekenis van verstaan, die lewensveranderende betekenis van verstaan. Vrede vir julle. En daar staan dit in Hebreëus en Grieks voor jou, Shalom. Die Hebreëus lees ons altyd van regs na links, S-L-M, Shalom. Laat ons hom in Grieks, daai letter wat lyk soos 'n P, is eintlik 'n R in Grieks. Daai V is 'n N in Grieks, Irene. Waarom ek vir julle gesê het, Irene, human beteken ons, Irene, vrede. Shalom, vrede, Shalom Acha, vrede vir julle. Dit wat Jesus vir sy disippels daai dag gesê het. Maar ek wil julle herinner aan 'n ander keer, wat hierdie selfde woord oor mense uitgespreek is, daar in Lukas 2. In Lukas 2 lees ons, julle ken die verhaal, van hierdie klompie eenvoudige skaapwagters, kom ons noem hulle nou maar skaapboere, wat daar in die veld besig was om hulle skape op te pas. Ergens in September maand, 3 voor Christus. Heel waarskynlik rondom Rosh Hashanah, die Joodse nuwe jaar. Want dit was heel waarskynlik volgens die beste navorsing die geboortedag van Jesus in daai tyd. Rosh Hashanah, die Joodse nuwe jaar. Op daai dag is hy in daai betrokke jaar gebore. 3 voor Christus. September van daai jaar. En die skaapwagters het daar buite by hulle skape opgepas, en dan lees ons van vers 8 af. En die skaapwagters in daai omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het, en met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. En hulle het groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding, evangelie, sê die engel van God vir hulle. Ek weet nie of jy al 'n engel gesien het nie. Ek het nog nooit 'n engel gesien nie. Maar hierdie klompie skaapboere het skielik 'n engel gesien. So belangrik was die boodskap, dat die lewende God een van sy engele gestuur het, om hierdie boodskap te kom aflewer.
Moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, Bethlehem, die verlosser gebore, Christus, die Here, die Messias, God die Seun, soos beloof is in die Ou Testament, het 'n mens geword. 'n gewone mens. Hoe onverstaanbaar dit nou ook al is vir my en jou plat koppie, om te snap, hoe dit moontlik is, dat die lewende God, 'n doodgewone klein mensie, baba, kan word. En hier tussen ons gebore word. Dit was die boodskap van die engel. Vandag is hierdie baba in Bethlehem gebore. Hulle was naby Bethlehem, hulle kon Bethlehem sien. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Ja, daai voerbak vir die diere, wat ons gewoonlik in 'n stal kry. Daar sal julle 'n klein babietjie vind, 'n seentjie, wat toegerol is in doeke, want hy's pas gebore. En skielik was daar saam met hierdie engel 'n menigte engele uit die hemel, wat God prys en sê. Ek bedoel, ek en jy het nog nie eens 'n engel gesien nie. Kan julle voorstel, duisende engele, wat skielik daar rondom hierdie eenvoudige skaapboere staan. En hulle sing, eer aan God in die hoogste hemel. En vrede, Shalom, Shalom, Arene, op aarde, vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Die mense vir wie hy so lief het. Vrede vir julle. Vir daai vrede is hierdie babietjie gebore. Om daai vrede moontlik te maak, vir my en vir jou, is hierdie babietjie gebore. Het God, die Seun, 'n mens geword. Om daai vrede moontlik te maak. Maar daai vrede is baie meer as wat ek en jy verstaan onder die Afrikaanse woord vrede. Die woord Shalom in Hebreëus, Arene in Grieks, beteken baie meer as net vrede, soos lande wat nie meer beklei nie, of soos 'n oorlog wat opgehou het, soos twis tussen 'n man en 'n vrou, wat skielik nie meer daar is nie, dat daar weer rus en vrede tussen hulle heers. Dis nie wat Shalom en Arene alleen in hierdie konteks wil sê nie. Dis nie van hierdie vrede wat die engele gesing het, waarvoor die God die Seun mens geword het nie. Ja, dit is ook deel daarvan, maar dis nie die belangrikste deel daarvan nie. Kan ek vir jou so 'n bietjie vinnig net vir jou op 'n foto of twee wys van wat hierdie Shalom, hierdie Arene was, waarvoor Jesus 'n mens geword het. Gooi gou die eerste foto. Julle ken daai foto, waarvan ons lees daar in Lukas 15, van die verlore seun. Onthou julle die gelykenis van die verlore seun? Ek gaan dit nie vir julle vertel nie, julle ken dit. Maar wat ek vir jou wil vertel, is van die vrede, wat daar ook vir hierdie seun was. Onthou julle hoe hy teruggekom het? En terwyl hy nog op pad was, na sy pa se huis toe, kom sy pa van vooraf,
aangehardloop na hom toe. Hy wat gerebelleer het in sy pa, wat letterlik gemaak het asof sy pa dood is, daarom wou hy al reeds sy erfenis gehad het. So onbelangrik was sy pa vir hom. Hier kom hierdie pa aangehardloop na hom toe en vou hom toe in sy arms en bedien aan hom Shalom, Areni. 'n verlore seun ontdek dat daar 'n plek in die huis van sy vader is vir hom, dat hy werklik kind van sy vader is, en dat hy weer kan voel en kan beleef dat hy kind van sy pa is. Dis waarvoor Jesus gekom het vir my en vir jou, liewe vriende. Ek weet nie waar was jy verlore nie. Ek weet waar ek verlore was. Maar ek weet ook van daai dag 10 Oktober 1969, ja, so lang terug reeds, wat ek ook teruggekom het na my pa toe. En ontdek het, dat daar in sy arms vir my ook plek is. Dat Jesus ook vir my gesterf het aan die kruis, sodat daar vrede kan wees tussen my, 'n verlore sondaar mens, en 'n heilige God. Dat al die goed wat in my lewe gebeur het, waaroor ek so skaam was, is daar 'n klomp goed in jou lewe waaroor jy skaam was? Waaroor jy dalk nog steeds skaam is? Op daai dag het ek ontdek hoe Jesus my skaamte wegneem. En vir my sê, daar's geen rede meer waarom jy hoef skaam te wees in my teenwoordigheid nie. Die bloed van Jesus bedek jou skaamte. Ek vat jou verlorenheid weg en ek maak jou my kind. My genade is vir jou genoeg. Ek is vir jou 'n pa. Alles wat myne is joune. Maar ek wil vir jou nog 'n foto wys. En as jy nou mooi kyk, dan sal jy dit herken. Onthou jy die vrou daar in Johannes 8, wat hulle na Jesus toe gebring het, nadat hulle haar gevang het, by 'n ander man in die bed? Hulle het haar nie eers kans gegee om behoorlik aan te trek nie. En hulle het haar na Jesus toe gebring en vir haar gesê, vir hom vertel, dis waar sy was. Wat is die oordeel hier? En wat hulle verwag het, is die oordeel wat ons lees in die Ou Testament, wat met sulke mense moet gebeur. Hulle moet doodgegooi word met klippe. Dis wat hulle verdien. Dis die straf wat vir hulle goed genoeg is. En as jy nou mooi kyk, sal jy sien, Jesus sit daar op sy knieë. En hy is besig om in die sand te skryf. En wat hy ook al in die sand geskryf het die mense wat haar wou veroordeel, wat wou hê, dat hy oor haar 'n oordeel moet uitspreek, dat sy doodgegooi moet word vir klippe. Wat hy daar in die sand geskryf het daai mense laat wegstap in skaamte. En dan vra Jesus vir haar, waar is diegene wat jou wou veroordeel? En sy sê, nee, hulle is weg. En dan sê hy vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Maar gaan sondig nie meer nie. Dis wat Shalom beteken. Dis wat Irene beteken.
Die woord sê, die Bybel sê, daar's nie een mens wat goed genoeg vir God is nie. Ons verdien almal God se oordeel. Ons is almal op pad hel toe. Niks wat ons doen, of wat ons kan doen, of ons Bybel lees en of ons bid, en of ons tiendes gee, en of ons kerk toe kom, en of ons goeie lewens lei, en of ons nie vloek nie, en of ons nie steel nie, en probeer goeie mense wees, niks wat ons doen kan goed genoeg wees om God se shalom, God se genade te verdien nie. Net een ding is goed genoeg. Dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Net dit is goed genoeg. En sê die woord, as ek en jy glo, dat Jesus daar in die kruis gehang het, vir my en jou, hierdie kind, wie se geboorte ons in hierdie tyd herdenk, as ons werklik glo dat dit God die Seun is, wat mens geword het, en wat daar aan die kruis gesterf het vir my, op die 9de April, 30 na Christus, wat in die graf gelê het 3 dae, tot die 12de April, wat hy opgestaan het in die doodheid. As jy glo, hy het dit ook vir jou gedoen, dan kan jy hoor, dan kan jy glo, dit wat God oor jou sê, Shalom Acha, vrede vir jou, vrede vir jou. Jy hoef nooit weer te twyfel of jy verlore sal gaan nie. Jy sal nie verlore gaan nie. Jy het die ewige lewe onmiddellik wanneer jy Jesus aanneem as Here en Verlosser. God kom woon self in jou lyf. Dis wat vrede beteken. Dis wat hierdie Shalom beteken. Kan ek nog een foto vir jou wys? Jou skuld is betaal. Jou skuld, wat jy eintlik met jou lewe moes betaal, met jou bloed moes betaal, as gevolg, as die straf vir alles wat jy gedoen het en hoe jy geleef het. As jy mooi kyk na die kruis en die gebeure van die kruis, dan sien jy 'n rekening met alles wat jy gedoen het, al jou skuld op, en jy sien daaroor geskrywe in die bloed van Jesus, hierdie skuld het ek ook vir hierdie persoon betaal. Daarom, as ons dink aan die begrip Shalom, Irene, vrede, dan hoor ons dit waarvan Levitikus 25 vertel. Nou, ek weet nie wie van julle weet wat in Levitikus 25 staan nie. Wie is bietjie slim? Daar lees ons van die jubileejaar, die 50ste jaar, die jaar waarin het God gesê, almal wat behoort aan sy volk, wat ergens in die 50 jaar soveel skuld gemaak het, dat hulle alles verloor het wat hulle gehad het, hulle plaas, hulle grond, hulle huis, omdat hulle nie hulle skuld kon betaal nie, het hulle self slawe geword, om so hulle skuld af te werk. In die jubileejaar, die 50ste jaar, elke 50ste jaar, moes elkeen wat so iemand in sy diens gehad het, wat 'n slaaf geword het, ergens langs die pad, wat sy plaas verloor het, wat sy grond verloor het, wat sy huis verloor het, moes hulle na daai persone toe draai, en vir daai persone sê, jou skuld is betaal. En vir hulle plaas teruggee, en hulle huis teruggee, en as hulle slaaf geword het, vir hulle sê, jy is nie langer 'n slaaf nie.
En as ek vanoggend kom en ek sê vir jou, vrede vir jou. Vrede vir jou. En omdat ek weet wat hierdie jaar alles gebeur het. Ek weet wat in hierdie jaar gebeur het met mense. Ek weet hoe dit met jou gegaan as besigheidsman en besigheidsvrou. Ek weet hoe dit gegaan met jou as boer. Ek weet hoe dit gegaan met maas, met jong mense. Ek weet van 'n wêreld daar buite, wat op alle moontlike maniere vir jou sê, jy is nie genoeg nie. Jy het nie genoeg nie. Wat maak asof jy hulle slawe is. Wat jou behandel soos 'n slaaf. Ek weet. Ek ken dit. Ek ken dit in my eie lewe. Daarom moet ek elke liewe dag. Die van julle wat my nuusbriefies ontvang elke week, weet, want wat doen ek elke liewe dag van my lewe? As ek opstaan elke oggend, voordat enigiemand anders opstaan, kom ek op 'n goeie plek, waar ek myself herinner daaraan, jou skuld is betaal. God se vrede is ook daar vir jou. Jy is niemand se slaaf nie. Jy is niemand se slaaf nie. Jy is nie 'n bedelaar nie. God se genade is vir jou genoeg. God is by magte om aan jou alles in oorvloed te skenk, sodat jy in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. 2 Korintiërs 9 vers 8. Elke oggend herinner ek myself daaraan. Psalm 23. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na water waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek deur donker dieptes, soos wat ons in hierdie jaar gegaan het, sal ek nie bang wees nie. U stok en u staf is by my. U laat my aansit by die tafel van my teestanders. U salf my hoof met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, tot die einde van my lewe. As plek vir my, want ek het 'n plek in die teenwoordigheid van 'n lewende God, wat my pa geword het. En ek is sy kind. Ek is niemand se slaaf nie. Ek is nie 'n bedelaar nie. Dis waarvoor Jesus gekom het, liewe vriende. Dis wat hy gedoen het aan die kruis vir my en jou. En daarom kan hy my en jou nou uitstuur. En hy kan vir ons sê, julle het hierdie vrede nou beleef, julle het net weer opnuut hierdie vrede vasgegryp, gaan bedien nou hierdie vrede. Ek het nog so 'n stukkie uitgewerk, maar ek gaan nie alles nou met julle deel nie. Hoor nou maar net wat ek sê, jy hoef nou nie aan te rol nie. Jy kan dit self gaan lees daar in Lukas 10. En hy verduidelik in Lukas 10, hoe ek en jy vrede kan bedien aan mense. Is eenvoudig. Ons kan in 'n gemeenskap soos hierdie, in huise waar ons kom in hierdie tyd, op plekke waar ons kom, kan ons begin deur in te stap en hulle te seën. En te bid, Here, maak hulle bewus van u vrede, wat ook vir hulle genoeg is. Dat hierdie boodskap eintlik die boodskap is van hierdie tyd. En dan maak jy tyd om saam met die mense te eet en te drink en saam met hulle te kuier. En ons het kans, en liewe vriende, en doen dit asseblief. Vier asseblief tog 'n bietjie fees. Maar los me tog die goedjies wat maak dat jy nie regtig lyk soos iemand wat iets verstaan van ware vrede nie. Los dit nou maar
asseblief. Sodat jy nugter kan wees, en dat jy werklik vir mense 'n toonbeeld kan wees, van iemand wat verstaan, wat hierdie vrede regtig behels. Vier 'n slaggie op 'n ander manier fees, as die res van die wêreld rondom ons. Sodat as hulle na jou kyk, dat hulle sal vra, maar hoekom is jy so anders? En dan, en wat hulle nie weet nie, is dat terwyl jy daar tussen hulle gesit het, het jy vir God se Gees hier binne in jou gevra, Here, wys vir my tog, of hier nood is, en of hier behoefte is, wat ek moet bedien, met u vrede, in Jesus se naam. En as jy die nood of die behoefte gesien het, miskien is dit iemand wat siek is, miskien is dit 'n ander behoefte, dan gaan bedien jy daai behoefte in die naam van Jesus. En laat hulle die magtige, wonderlike krag en mag van 'n lewende God sien, wat ook daai behoefte voor hulle oë kan bedien. En dan vertel jy hulle van die goeie boodskap van die evangelie, van die koninkryk van God, wat in Christus Jesus hier op aarde aangebreek het, en van die vrede wat daar ook is vir hulle. Ek wil hê jy moet weer hoor, vrede vir julle, vrede vir julle, vrede vir julle, vrede vir julle, vrede vir julle. Gaan nou, en gaan bedien hierdie vrede aan die wêreld daar buite. Kom ons bid saam. Here, daarom kom ons sommer net met alles wat ons het en is, en die geleenthede wat ons het, en al die goed waarmee u ons vertrou het, en ons kom sit dit sommer net alles hier voor u neer vandag. Ons wil net eers vir u dankie sê vir u goedheid en u genade, Here, wat ons partykeer net so mis, en maak asof dit net sommer net daar is. En ons verstaan nie elke dag, Here, ons beleef nie elke dag die wonder daarvan nie. Baie dankie vir u genade, wat elke dag vir ons genoeg was. En wat ook in die toekoms vir ons genoeg sal wees. Maar Here, gebruik ons, gebruik alles wat ons het, in u diens, om hierdie vrede aan mense te mag bedien. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen.